van die boom wat geplant is by waters waar rus is. En die ding is, dis nie noodwendig rustig om die boom nie. Verstaan wat ek sê? Ja. Daar's rus daar. Maar dis nie te sê die omstandighede is tranquility en peace en zen. Ja. Verstaan jy? Dis chaos dalk om jou. Maar Jou worship tyd is jou selfsugtige tyd met Jesus. Maak nie saak wat om jou aangaan nie, dit is jou tyd met Jesus. Jy moet volraak, jy moet jouself volmaak, voor jy kan uitgaan en ander volmaak, voor jy kan uitgaan en deel wat aan jou geopenbaar is. Maak jouself vol. Want jy kan nie wil leeg maak as daar niks is om leeg te maak nie. ja. So maak self vol. Boys, we better run. 'Cause when the cards at the table, we leave ourselves aside. Boys, let's stop the rush. 'Cause when our heart takes a hide and we leave ourselves a ride. Goeiemôre. Welkom terug by die Hansman Show en dit is lekker om saam met julle hier te wees. Ek is Adrian Schippers, ek is die gasheer van hierdie kanaal en langs my is Julian Geldenhuys. Hy is my co-host, my mede-gasheer. en ek en Julian praat net die laaste paar weke oor topics en hierdie week het ons nie 'n topic nie, ons het nie iets spesifiek waaroor ons gaan praat nie. So ons sal nou daarby kom. Die rede vir hierdie show is, die rede vir hierdie kanaal is om mense te bemoedig om nader aan God te beweeg. So ons praat oor man wees, pa wees, seun wees, kind wees, vrou wees, kind van God, al daai dinge. Ons praat net oor die algemeen, oor Christendom en grootendeels deel ons mense se stories en getuienisse van hoe hulle by God uitgekom het en van hoe God hulle gered het uit die diepste donkerste gate waarin hulle self bevind het. En ons almal was al daar. Ek was daar, Julian was daar, jy was al daar, ek weet dit. En ons kan dit nie wegwys nie, ons kan dit nie deny nie. Ons was almal al daar en ons almal was al op 'n punt waar ons uitgeroep het na God om ons te help of ons te red of ons uit hierdie ding uit te kry of dit nou skuld is en of dit nou 'n sonde is en of dit nou 'n moeilike situasie is, ons almal was al daar. En die mooi ding van God is, hy is getrou. Nou, dit werk nie noodwendig altyd soos ons dit beplan nie, dit werk nie noodwendig altyd soos ons dit verwag nie, of soos wat ons dink dit gaan gebeur nie, maar hy is getrou nog steeds. En ons moet hom vertrou, ons moet op God vertrou. Ek wil julle vinnig 'n storie vertel, ek dink ek sal sommer daarmee begin. Ek is die laaste ruk so 'n bietjie vasgevang in hierdie warrelwind van werk en familie en besigheid en die Hansman Show en ek het al voorheen met julle hier oor gepraat dat dit gaan, jy weet, om eerlik te wees, skep ons eintlik die show so 'n bietjie af. Ons doen nie ek sit nie die effort en die moeite in wat ek het in verlede jaar byvoorbeeld nie. En dit is met goeie rede, of so het ek gedink, dit is met goeie rede. Dit het op 'n punt gekom waar ek net baie besig geraak het met my werk en met my kliënte en die mense wat ek service in my werk en dat ek net dit goed gedink het om net bietjie die show op sy te sit en gemaklik was daarmee om baie van die verantwoordelikhede oor te gee aan Julian en dank Vader hy was hier want ek weet nie hoe hierdie ding enigstens sou survive het as Julian nie aan boord gekom het nie. Maar gisteraand klim ek in die bed, seker so 11 uur se kant,
Na ek gewag het vir 'n kliënt uit Amerika uit om my te laat weet hy kan met my gesels en hy het nooit nie. Dus ek 11 uur besluit ek gaan nou gaan slaap, ek is moeg. En ja, ek klim in die bed en ek sê lus om Bybel te lees, maar ek voel net soos ek moet Bybel lees. Ek het amper hierdie hele naweek niks Bybel gelees nie. Ek moet net Bybel lees. Partykeer moet ek myself forceer om Bybel te lees en dit is nooit 'n slegte ding nie. Kom ek julle dit vertel. Dis nooit 'n slegte ding om Bybel te lees of jy jouself nou moet forceer en of jy nou lus is en of jy nou nie lus is nie. Vat jou Bybel en lees hom. Veral as jy daai gevoel kry van ek moet nou Bybel lees. Met geen spirituele of geestelike doeleinde nie. Ek's net soos ek moet bietjie Bybel lees. Ek het lank terug Bybel gelees. Ek het nie hierdie verwagting dat ek iets gaan ontvang of 'n revelation gaan kry of so nie, maar ek maak my YouVision app oop en heel bo aan die ding kom altyd sulke notifications, het jy dit al gesien? Ja. Nie altyd nie, maar partykeer. En nou gisteraand 11 uur hier in my bed kom hierdie notification op pray this today en ek gaan nou check wat nou hier staan want dit is nou vir my interessant. Dit klink vir my baie ek's eers skepties want dit klink vir my baie soos daai stuur hierdie vir 7 mense en jy sal 'n blessing kry, jy weet dit. Ja. Dis daai hele ding en lo and behold, ek maak hierdie ding oop en dit slaat my asem uit. Dis net soos ek wonder of ek 'n screenshot gevat het. Ek dink ek het. Wat ek gou check. Damn, ek weet nie. Anyway. Dit sê basically Lord, what do I need to let go of today? En begin jy soos jy weet Here, ek's dankbaar vir wie jy is en vir wat jy doen en al sulke goed en dis nou nice en alles, maar die volgende sin is wat moet ek laat gaan waarvan moet ek laat gaan om U beter te serve? Yes, en ek's net soos okay. Ek het 'n paar goed waaraan ek kan dink. Maar jy weet ek's net soos okay, Here. Obviously gebruik jy hierdie ding nou om my te laat besef die tyd van Hansman bietjie op die sideline sit op die bench sit is verby. Ek moet dit weer ernstig begin vat. En dis vir my cool want dit het my laat besef soos eerstens was ek soos okay, ek weet ek moet hierdie ding los, ek moet daai ding los want dit is nie goed wat nodig is nie. Dit steel tyd nie net by my godsdiens nie, maar by my besigheid, by my familie, by my vriendskappe, verhoudings, alles. Verstaan, maar grootendeels eerstens steel dit tyd by God. So ek kan dit los en as ek dit los, dan kan ek dit en dit beter doen. En as ek die volgende ding los, dan kan ek dit en dit beter doen. Meer tyd daar spandeer, meer tyd hier spandeer. En ek dink dis die ding is soos ek dink nie jy weet godsdiens is nie 'n aanhoudende toiling as ek dit so kan staan. Dit is nie 'n aanhoudende skouer aan die wiel geloof nie. Alhoewel ons moet werk en ons moet aktief wees, moet ons dit doen uit 'n plek van rus uit. En ek dink dit is nogal iets waaraan ons faal. Ja. Ons is net soos ek's moeg. Ek wil rus. Ek wil vakansie hê. Ek wil lang naweek hê. Ek soek nog 'n lang naweek. En God is soos, nee, maar ek sou rus. Kom na my toe. As jy moeg en oorlaai is, kom na my toe en ek sal jou rus gee. Jy weet? En dis al julle ding van ek weet nie of ek en jy daaroor gepraat het nie, maar dit het al in my show 'n paar keer opgekom. Van die boom wat geplant is by waters waar rus is. En die ding is dis nie noodwendig rustig om die boom nie. Verstaan wat ek sê? Ja. Daar's rus daar. Maar dis nie te sê die omstandighede is tranquility en peace en zen. Verstaan jy? Dis chaos dalk om jou. Maar jy's geplant by die source waar rus is. Ja, kry ek alles nou van hierdie gebed, né? Ek het een van my vriende by die kerk, Daniel. Hy het ook gesê hy het dit ook net een keer toe die Here dit ook net aan hom kom openbaar. Die oomblik wat jy iets uit jou eie krag uit doen, dan gaan jy moeg word. Maar as jy die Here se krag uit doen, dan gaan jy nie sommer moeg raak nie, want jy doen dit uit sy krag uit, nie uit jou eie uit.
En toe jy so begin praat oor servitude, toe sê ek, dis so cool. Want ek het gisterand in myself oor servitude gepraat. Ons sou ek oor inner en outer circles, soos Ja, sorry. wie laat jy in jou inner circle toe, wie laat jy in die Ja. outer circles en daai tipe goeters. En die tipe verhoudings wat jy het en alles. En toe sê ek soos, okay, maar ons het volgende maand is dit die topic vir die hele maand by die kerk. So kom ek werk dit daarin. Waar gaan ek Woensdag praat? En so 2 weke terug toe is ek by 'n konferensie gewees saam met 'n klomp kerkleiers en alles, Youth 101. En daarso toe die ou net vir my iets gesê wat toe net gestiek het. Jy kan nie wil dien as jy nie kan serve nie. En toe het ek oor dit gepraat gestaan. Wat is dit om 'n servant te wees? Wat is dit om servanthood toe te pas in jou lewe? Voordat jy vir mense kan bedien, moet jy eers vir hulle kan serve. Ja. Jy kan nie net wil uitgee, maar jy ontvang self nie. En toe gaan doen ek bietjie, gebruik ek al Open Bible Info, gaan search bietjie oor waar in die Bybel oralste praat hulle oor servanthood. En obviously kom maar klomp goed uit die Gospels uit van Jesus wat voete gewas het, homself op die kruis gesit het. Al daai tipe goeters. En toe het ek ook het gisterand gebid, soos in die saal. Here, kom wys ons elkeen net waar in ons lewe kan ons meer servanthood toepas. Waar kan ons meer doen om U te serve, Ja. sonder om net heeltyd te wil ontvang. Ja. Dis baie cool. Klaar. En dis amazing want nou dat jy dit noem, sonder dat ek dit eers besef het, is dit soos 'n ding wat in my lewe en gesprekke ook oor die laaste paar weke baie opgekom het. Service en die hele ding is jy kan nie, dis presies wat jy sê. Jesus sê dit vir sy disippels. Hy sê daai stukkie waar ek dink dit is wie is die 2 broers? Johannes en Luke en o, anyway, John en Ja. Luke. Ek dink dis John en James. John en James. Ja, hulle kom na hom toe en hulle sê wie is die beste? Wie gaan by jou, Ja. wie gaan aan jou regterhand sit en jy weet en The Chosen vat hulle dit 'n bietjie verder dink ek. En as ek dit reg onthou het hulle ma op 'n stuk vir Jesus kom vra. Ja. Laat my seuns net aan jou regterhand sit en hy sê jy weet nie wat jy vra nie. Verstaan? Jy weet nie, hulle kan nie die beker vat wat ek vat nie. They can't do it. Ja. En daai seat is nie myne om te gee nie. En hy sê vir John en John en Ja, James. John en James. Hy sê vir hulle, hoor hierso, as julle die beste wil wees, moet julle eers leer om die laaste te wees. En dis waar daai hele geding vandaan kom, van those who are first will be last, those who are, jy weet, and those who are last will be first. En dis daai, dit beteken ons moet in alle omstandighede kyk hoe ons onsself kan laaste sit. En dis seker die moeilikste ding vir 'n mens om te doen. Dis soos elke omstandigheid waar jy jouself in bevind, moet jou prioriteit wees om jouself laaste te sit. Soos hoe kan ek wie ook al anders in hierdie kamer is serve? En nie dink aan waar ek moet wees, wat ek moet doen, wat is die belangrik, wat wil ek graag doen. Dit gaan oor, en dis eintlik daai posture in te neem, dat jy op 'n punt kom waar jy letterlik 'n servant is. En dit is wat ministry is. Ministry is nie bediening, is service. Ja. Verstaan, dit is letterlik, bedien is servant. Dit is, as jy 'n pastoor is jy nie 'n leier eerste nie. Jy's eerste 'n servant. Dis die ding. Ja. En ek dink en ek dink dit is, en ek is skuldig hieraan. Ek wys nie vingers nie. Ek is skuldig hieraan. Ek is baie skuldig hieraan en ek praat nie net van met hierdie show nie. Ek praat van in my gesin en in my huwelik en in my verhoudings met my chommies, vriende en what not. Ek is skuldig hieraan. Ek dink baie keer, wat moet ek sê? Wat moet ek doen? Ja. En eintlik kom dit uit weer eens uit 'n plek van trotsheid. Gaan kyk verlede week se video as jy nie het nie. Trots. En weet jy wat so cool, hè? Net vinnig terug op dit. Seker so 'n dag na ek en jy gevul met 2 dae. Kyk ek 'n ding van, ek dink dit was George Howard en hulle wat gesê het, soos net bevestig het wat ons eintlik kind of tot die conclusion gekom het in ons gesprek is,
pride is the foundation of all sin. Presies wat ons gesê het. En is so amazing, want is nie ons wat cool is nie, dis ook nie hulle wat cool is nie, dis die Gees. Dis die Gees wat daai openbarings bring deur die liggaam van Christus. Verstaan, as jy gaan kyk na Satan, is trots, hy wou God wees, is pride. Ja. En in elk geval, dat was vir my baie cool geweest, net 'n bevestiging vir ons. Maar ek besef net, ek dink so maklik is dit vir ons, as jy net 'n bietjie van 'n following kry, of net 'n bietjie van 'n liking kry, of net 'n bietjie van 'n interest kry in wat jy te sê het, dan is dit baie maklik vir ons om te dink, okay, ons is nou in 'n leierskapposisie. En ons vergeet van ons servanthood posisie. En daai jump van servanthood na leadership toe, en dit is nie eens eintlik 'n jump nie, dit is net 'n mind shift wat jy maak van, ek's nou nie meer 'n servant nie, ek's nou 'n leier vir mense. Dan val baie ouens. En ek skuldig aan. Ek skuldig aan. Ja, want ons op pad terug van daai konferensie af, en een van die ander punte wat jy gesê het was, moenie desperate leaders of desperate mense kry om te kom wil leaders wees nie. Kry karaktermense, want jy kan altyd vir iemand iets leer. Karakter is nie som iets wat jy kan leer nie. En waar ons toe net gechat het oor dit en alles, en waar ons toe, en waar hy ook genoem het in die dinge soos, as iemand kom sê oor hulle wil 'n leader wees, hulle wil 'n selleier wees, of hulle wil 'n jeugleier wees, of hulle wil 'n leier wees somewhere, somehow in die kerk of so. Dan sit soos ons jeug is nou op Vrydag, dan sit kom Vrydag bietjie vroeër en kom pak vir ons die stoele uit, kom pak vir ons die stoele reg. Kom Vrydag bietjie vroeër, kom sit vir ons die ligte aan, sit die klankstelsel aan. Kom Vrydag bietjie vroeër, kom kry vir ons die basketbal net en die pingpongtafel reg. Maar sê ja, maar sien, dis nie eintlik wat ek wil doen nie, ek wil 'n leier wees, jy weet, ek wil nou nie stoele regpak of ligte aan, so dis nie hoekom ek wil 'n leier wees. So ek kom Vrydag, kom pak vir ons die stoele net reg. Ja. So dit is nie maar, jy weet, ek wil 'n leier, en dan kom hulle nie eers die Vrydag nie. En is daai van, as ek jy nie meer die bietjie kan vertrou nie, kan jy nie meer die baie vertrou nie. En ek dink ook 'n ding wat baie mense voor bang is om te doen, is daai bietjie vroeër kom en iets doen, maar dan sê jy, maar niemand sien ek doen dit nie, so dit gaan unnoticed. Niemand sien hierdie word nou gedoen nie, so niemand gaan weet ek het dit gedoen nie. En dis ook weer eens waar die pride ding inkom, maar ook 'n ander ding is soos, niemand hoef te weet jy het dit gedoen nie. As jy, dit is daai ook wat dit sê van, doen dit in jou klein kamer, of in jou agterkamer, of in jou binneste kamer, waar die Here jou kan sien. Ja. En jy hoef nie net altyd validation by mense te soek nie, want dit gaan jou nooit gelukkig maak nie. Dit is so. En ek, weer eens, dit is haar hele ding van, soos motive. Jy weet, dit is moeilik om motive te meet. Hoe weet jy of 'n ou dit doen vir die shine, en of hy dit actually doen vir die regte redes, en of, jy weet, of dit uit 'n plek van opregtigheid uitkom, of uit 'n plek van cloud. Ek weet nie wat se beter Afrikaanse, of wat se Afrikaanse woord daarvoor nie, maar cloud is 'n ding in die moderne samelewing, wat almal doen goed om gesien te word, almal doen goed om viral te gaan, en om aandag te kry, en dis so ridiculous, ou, dis stupid, dis regtig stupid, dit pie my eintlik af, en die ding is nie, en die ding is, ek was daar, en die dieselfde asem, dan dink ek, maar jy was daar, jy kan nie eintlik, soos jy kan nie kwaad raak vir daai ouens en verwag dat hulle iets moet weet wat dit jou 'n ruk gevat het om te leer nie. En selfs in daai manier moet jy 'n servant wees. Ek sit vanoggend toe ek nou ons koffie koop by die pleite. My hart raak sommer seer. Dit is so 'n simpel ding, maar ek raak soos emotional, maar ek staan al by die pleite en daar's 'n pa wat laat kom. Nou, ek weet nie wat sy omstandighede nie, maar hy kom laat en hy laai sy 2 dogters net af so half voor die hek. En hy ry weer, hy begin weer ry. Ja. En ek dink nie veel daarvan nie. Maar die meisies gaan toe nou in, die 2 meisiekinders. En ewe skielik draai die kleintjie om en sy begin net soos papa. Ja, so. En ek's nou 'n pa, so ek sit myself in die ou se skoene en ek dink
shame, die ou is seker nou laat, right, vir werk of wat ook al, en nou sy kinders is ook nou ongelukkig laat, maar dis nou 2 kleindogtertjies, is seker graad 4 en 2 of 3 en 1, kleindogtertjies ou, en hulle is ook bang. Hulle wil nie alleen nou hier instap by die kantoor, en dat die juffrou nou hulle name opskryf, en jy weet, en ek judge nie die ou nie, ek weet nie wat ek sou doen in sy situasie nie, ek sou dalk ook my kinders net afgelaai het. Maar ek besef net in daai oomblik soos hoe nodig ons kinders ons soms het, en dit is daai servanthood waarvan ons nou praat, en daai servanthood is nie net in ministry nie. Jou eerste ministry is aan jou huishouding. En maar soos ek sê, ek weet nie wat die omstandighede is nie, maar dit het my net laat dink soos, besef ons partykeer hoe nodig die mense ons het, die mense wat om ons is. Ja. Besef ons dat hulle ons, daai ou het gedink sy job is gedoen, hy het sy kinders afgelaai by die skool. Maar sy job was nie gedoen nie. Maar hy het dit nie geweet nie. Verstaan ek? Soos ek sê, ek is nie kwaad vir hom nie. Hy het 10 niks verkeerd gedoen nie. Dis net in daai oomblik het sy dogtertjies hom nodiger gehad as wat hy geweet het. En hulle het dit expres en hulle het begin huil en hy het gestop en hy het uitgeklim en hy het saam hulle in die kantoor ingeloop en hy het uitgekom en hy het gery. En is 2 minute langer. Ja. Maar hy het nie geweet dat dit is wat hulle nou nodig het nie. Verstaan? Ek weet nie, dit was net vir my profound, hierdie klein dingetjie wat gebeur het, was net soos, man, ek voel vir die kinders en ek voel vir die ou, want ek kan net imagine, ek kan nou 10 verskillende situasies uitdink van wat moontlik verkeerd gegaan het, dalk het hulle in verkeer gesit, of al was 'n ongeluk voor hulle, of hulle dalk verslaap, ek weet nie, enigiets kan gebeur het, maar nou is almal laat, die hele dag is eintlik omver gegooi, as gevolg van dit, en ek dink ook soos vanoggend was my huis ook chaos, want dit is fotodag by die skool. Dit kan dalk wees hoekom hulle laat is, want dit is fotodag en dit is 2 dogtertjies. Maar nou is dit fotodag by die skool en dit is 'n baie bigger deal as wat dit moet wees. Dis net fotodag. Verstaan, maar ek weet nie, weer eens, ek wil nie woorde in my vrou se mond sit nie, maar vir my is dit glad nie belangrik nie. Maar vir haar is dit baie belangrik dat ons kinders mooi en uitgevat moet lyk. Verstaan? Vir my is dit net soos, dis 'n normale dag. Maar in daai oomblik moet ek nie dink aan wat dit vir my is nie. En dis deel van diens is, van 'n diensknegt wees is om te dink, okay, dis belangrik vir my vrou, so step up. Maak seker alles is reg. Maak seker jy doen jou deel. Laat dit nie paniek is in die huis nie. En ek het nie. En dit was paniek in die huis. En na so 10 minute toe is almal net soos, okay, ons is nou klaar, ons ry is oor 15 minute, dit was nie nodig om so te jaag nie, dit was nie nodig, laat dit alles chaos moet wees nie, laat mense geïrriteerd raak nie, en toe ek ook net, want ek bid elke oggend in die kar op pad skool toe bid ek ook net, en ek sê vir die Here, jammer, soos jammer dat ons hierdie goeders wat belangriker ag is wat dit moet wees, verstaan, en dat ons toelaat dat die goedjies ons bederf. En dat ons nie opstaan en operate in daai joy of the Lord nie. Verstaan, daai ding wat Paulus skryf, ek dink is in Filippense wat hy sê, hierdie is 'n dag wat die Here gemaak het en ek sal verbly. Ek herhaal, ek sal verbly. Soos, want die realiteit is, ons staan nie elke dag in joy op nie. Ja. Dis hoekom Paulus homself eintlik oortuig daar. Jy weet? Maar dis ook deel van servanthood, van diens, wat noem jy dit? Diensbaarheid, ek weet nie. Ek dink diensbaarheid. Of nee, diens seker maar. Ja, en is nou weet jy noem alles wat so 'n dag kan omvergooi. As mense gaan kyk na 'n waiter of 'n waitress of so. Ek het al baie shadow aande gedoen. Ek het al baie waitering goeders al gedoen. En. Hoe daai mense partykeer hanteer word soos stront. Ja. Waarop hulle geskree word omdat die kos nie reg is nie. En dan sit soos met die waiter dra dit net aan. En hulle kry al hierdie backlash en hulle word soos 'n vloerlap hanteer. Ja. En tog staan hulle dag na dag vir wie weet hoe lank met 'n smile op hulle gesig, hoe kan ek help vandag? En
so humbling om dit te kan sien. Van, hulle staan vir 8-9 ure op hulle voete. Jy gil en skree op hulle. Ja. Hulle try maar ook net 'n lewe maak, Ja. 'n living in. Maar nog steeds kom staan hulle voor jou met 'n smile en sê, hoor, hoe kan ek help vandag? En is vir my so mooi ding om te kan sien. Hulle is regtig een van die beste voorbeelde van servanthood vir my. Wat daar buite is 'n waiter en 'n waitress, iemand wat in 'n restaurant werk. Dit maak nie saak wat gebeur as die volgende kliënt instap. Smile op die gesig, hoe help ek vandag? Ja, is humbling, nee. Dis humbling work. En is humbling om jouself in hulle skoene te sit. Ek het nooit gewaiter nie. Ek is dankbaar, ek hoef nooit te gewaiter het nie, maar nou dat jy dit so sê, dink ek, dalk moes ek bietjie gaan waiter het. Net om humility te leer. Ek het baie pelle wat gewaiter het. Een ou het sy hand gebreek teen 'n muur, want hy was so kwaad vir 'n kliënt, maar weer eens, hy die kliënt goed hanteer en toe hy daar weggeloop, toe slat hy die muur. Toe dink ek, jy breek die ou sy hand. Hy het sy voet ook later gebreek, want hy het nou deurgeskop. Maar ja, dis net soos... Dis die ding, man. Dit is wat dis wat dit is om 'n diensknegt te wees. Dit is om jouself, geen nie om wat dit aan jou doen nie. Laaste te sit. Ja. Dit is wat Jesus gedoen het. Dit het letterlik sy lewe gekos. En hy het dit geweet natuurlik. Hy het geweet dit is wat moet gebeur en dis wat hy moet kom doen. Maar hy was bereid om dit te doen. Hy was bereid om homself so te humble tot die dood toe. Van God to death. Dit maak nie eers sin vir my nie. Want 'n God is immortal, verstaan? Hy moenie kan doodgaan nie. Ek sit baie keer en dink soos hoe amazing dit is. Hoe amazing dit is dat God bereid was om homself so te humble om mens te word eerstens. En dan nog meer te humble en laat mens sy eie skepping hom torture en slaan en spot en ridicule en hom so verklein neer en dan hom doodmaak. Sy eie skepping. Soos imagine dit. En dan weet jy wat gaan doen hy? Hy gaan in die doderyk en hy gaan gee vir daai mense wat 'n tweede kans en hy sê vir hulle kom, hierso is die gospel, hier is die goeie nuus. En hy sê na hulle al goed aan hom gedoen het, soos Vader vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle besef nie wat het hulle nou net gedoen nie, soos vergewe hulle. Man, ons het geen idee nie. We don't have a clue. Soos ons kan nie sit en marvel en ons sal nooit die extent verstaan van daai opoffering nie. Nooit. Soos ons kan dit nie begryp nie. Ek kan nie wag. Ek kan regtig nie wag. En dis hoekom ek dink daai hele ding van soos as jy nou hierdie stories hoor en selfs die Bybelse getuienisse van ouens wat die hemel gesien het en God gesien het. Is soos ek lees die ander aand ek dink dit was ook gisteraand actually. Lees ek van Jesus, Petrus. Ek dink dit was ook John en James wat saam gegaan het. Ek praat onder korreksie, julle kan my reg help as ek verkeerd is, maar wat saam met Jesus gegaan het, daai Mount of Transfiguration stukkie en toe Elia en Moses aan Jesus verskyn, toe val die disippels plat. Dis nie eers God nie. Dis nie eers 'n engel nie. Dis soos die glory daar het hulle laat platval. Hulle kon nie sien nie. Nee, en toe hulle nou eventually bykom, toe hulle soos, dis Elia en Moses, kom ons bou vir julle tente, kom ons, verstaan. En Jesus is soos, en hier kom God se stem en sê, hier is my geliefde seun, luister vir hom. Soos, hou op praat, luister. Ja. Jy weet, bly net bietjie stil. Ek moet bietjie stil bly, ek praat te veel. Dit was vir my, nou dat jy het so noem, ek het 'n video gesien, somewhere, waar die persoon toe half 'n vergelykenis maak met hierdie hele storie van Petrus, Johannes en Jakobus. Dit was hulle drie gewees wat toe daar gestaan het en Jesus, Moses en Elia, waar hy toe die so vergelyk het van Ou Testament en Nuwe Testament tipe, hoe hy hulle al so vergelyk het eintlik half en dit was so cool geweest om te kon sien
Ek kon nie presies onthou wat hy gesê het en wie is wie. Ek dink hy het gesê Moses was die Ou Testament se rots gewees met die 10 gebooie en Petrus is nou die Nuwe Testament rots waarop die kerk gebou word. So hy het hulle so vergelyk met klomp redes en dit was so cool om te sien. Net eintlik al vir 'n ander prent op dit te sit. Dit is cool. As jy nou 'n bietjie dieper in dit ingaan is soos dis eintlik Old Testament. Die crux is eintlik op die 3 wat daar was. Ja. Is Moses, ja, Oud Testament. Met father of the Old Testament. Eintlik die law. Hy was for the law. Ja. Nee, so eintlik is dit die wet, Ja. profesie Yes. wat Elia was Ja. en grace, maar New Presies Testament en eintlik die new law. Dis is eintlik die hele ding van. Presies. Maar dit is baie cool en maar ja, ek meen dis eintlik ook nice. Die ding is eintlik wat ek leer daar uit Petrus op daai oomblik is ook partykeer 'n servanthood nie die regte ding om te doen nie. Want dis wat hy wou doen, hy wou hulle bedien, hy wou hulle serve en dis nie nou die plek gewees nie. So weer eens net om die balans te kry is daai servanthood posture moet ook op 'n gelei word deur discernment van okay, wanneer is dit die regte tyd om te service want en ek sal nou weer my vrou gebruik hierso. Partykeer wil sy nie my hulp hê nie. Verstaan jy? Partykeer wil sy net hê, partykeer is die diensbaarheid wat ek aan haar kan gee om net te sit en te luister of net my mond te hou. En ek wonder partykeer of God nie wil sê hierdie is my dogter, luister. Verstaan jy? Maar ja man, dis 'n beautiful topic. Is 'n beautiful ding want ek is so in two minds op die stadium oor die beweging in die liggaam van Christus van daar's so baie bekleierery en daar's so baie stryery en ek meen ons is nie skuldig hier nie, maar ons is ook deel daarvan want ons het ook al gepraat oor vals profete en goeders en ek dink dit is nodig, maar weer eens wat is die punt van die gospel? Ek dink ons mis die punt van die gospel. Is Jesus daarso is ek lees dit nou saam met my kinders in Matteus lees ons nou oor het ons nou begin lees oor waar Jesus se disippels na hom toe kom, die 12 en hy sê vir hulle okay, dis nou die tyd is nou reg vir julle om te begin bedien. Soos gaan uit, moenie geld vat nie, moenie 'n beursie vat nie, moenie verstaan, moet niks saamvat nie, gaan net. Nee, soos alles wat julle nodig het sal vir julle gegee word. Maar hy gee vir hulle eintlik 4 opdragte. En ek wonder hoe baie van ons mis dit. Maar die 4 opdragte is obviously vertel hulle van wat julle by my gehoor het. Dis die belangrik, dis die gospel eintlik. Share the gospel. Die tweede ding is hy sê wek die dooies, wek mense uit die dood uit op. Ja. Nou dis nie noodwendig fisies. Ek dink dit is fisies om mense fisies uit die dood uit op te wek, maar ek dink ook dit is jy moet mense red uit die hel uit. Ja. Of hy geestelike dood van mense wat geestelik dood is. Verstaan. So ek dink dit kan dubbelsinnig wees. Ek sê nie dit is nie, net vir die ouens wat hierdie ding wil ontleed. Ja. Die derde ding is maak die siekes gesond, van alles genees mense. En die vierde ding is dryf demone uit. Verlos hulle van die bose. Ja. En niemand se punt, daar is nie een keer 'n opdrag van Jesus wat sê gaan in die sinagoges in en gaan sê vir die priesters hulle is verkeerd nie. Verstaan jy wat ek sê? Dis soos daar's nie so 'n opdrag nie. Daar's later 'n opdrag van Paulus wat hy sê don't take part in the unfruitful works of darkness, instead expose them. Nee, dit is een opdrag wat 'n wye opdrag is. Dit is gaan oor enige boosheid, enige donkerte. Dis nie net valse profete nie, maar daar is 'n ding wat sê ons moet teregwysing gebruik. Ons moet mense uitwys as hulle verkeerd is. Maar dis nooit die punt van die gospel nie. Die punt van die gospel is om die waarheid te deel, die koninkryk te deel in liefde. That's the point of the gospel. Elke keer wanneer Jesus vir sy disippels, daar was die eerste keer dat hy vir hulle daai opdrag gegee het. Hy gee daai opdrag weer vir hulle na hy dood is en opgestaan het. Sê hy weer vir hulle, gaan uit, maak disippels van alle nasies. Daar het hy eers net gesê,
gaan net by die Ja. Joodse dorpe. Daai opdrag was net Joodse dorpe. Moenie gaan na die Samaritane toe nie, moenie gaan na die Gentiles toe Ja. nie. Gaan net na die Joodse dorpe. En dan later, dan sê hy, okay, nou gaan jy na die streek, dan die provinsie, dan die land, dan die wêreld, né? So die hele wêreld moet vertel word van Jesus, maar hy sê daar dieselfde ding. Hy sê gaan maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam. Daar's een nuwe opdrag, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maak die siekes gesond, dryf demone uit. Selfde opdrag. Verstaan? Ja. Selfde opdrag. Paulus Petrus Paulus hulle punt was nooit om valse profete uit te wys nie. Hulle punt was om die gospel te versprei. Daar's ons 'n baie goeie voorbeeld daarvan in waar die sorcerer, ek dink Simon the Sorcerer wat hulle volg en hulle sê ek soek wat julle het, ek soek wat julle het, ek soek wat julle het. En dan so nog 'n ene waar ek dink is Paulus en Timoteus hulle wat loop en ons iemand wat hulle heeltyd volg, 'n vrou wat hulle heeltyd volg en goed skree oor hulle en goed skree oor hulle. Hulle ignore haar vir lank, ou. Dink daaraan. Soos hulle ignore haar net. En dan na ruk is Paulus soos nou hier mond Ja. en gaan. Verstaan jy? Anyway, sorry, ek wil nie hamer op hierdie ouens wat ministry doen om ander mense verkeerd te bewys nie. Ek voel net nie dis die punt van die gospel nie, maar mag nog iemand nou 'n video van hierdie video maak en sê kyk wat het Adrian en Julian alles verkeerd gesê. Vir my is dit mense dink te veel, of mense worry te veel wat ander van hulle dink. En die hele ding van servanthood is om jouself so laag te plaas dat maak nie saak wat gebeur nie. Jy gee nie om wat iemand van jou dink nie. Jy doen dit vir die beter van die koninkryk en jy doen dit om die Here te dien, nie om jouself te laat goed lyk nie. En mense worry te veel, dis veel trots weer inkom. Maar wat gaan mense van my dink as ek nou hierdie doen? Wat gaan hulle dink as ek nou hierdie persoon help? Hoe gaan mense na my kyk as ek hierdie ding nou doen? En dis waar mense heeltemal die punt mis het. Dit gaan nie oor hoe jy lyk as jy dit doen nie. Dit gaan oor met watse hartskondisie doen jy dit? Doen jy dit vir die Vader of doen jy dit om validation te kry by die mens? Ek like dit. Ek sal dit wel opsom en te sê dit maak nie saak hoe jy lyk nie. Dit maak saak soos wie jy lyk. Ja. Ja. Mic drop. Ja. Ek dink dit was lekker ou. Ja. Ek dink dit is wat nodig is vandag, is net dat ons almal moet besef die gospel is good news. En daar is mense wat dit verkeerd kry. Ek verstaan dit. Ek kry dit verkeerd. Ek maak foute. Ek sê partykeer paraphrase die Bybel verkeerd, sê dalk die verkeerde vers naam by die verkeerde vers. Ek maak foute, maar my intensie en my doel is om die gospel te versprei. Man, dit gaan oor om die goeie nuus van die koninkryk van God met mense te deel. That's the purpose of dis ons doel. Ja. Dis ons doel. En mag God gewillig ek op 'n punt kom waar ek demone kan uitdryf en siekes gesond kan maak en mense uit die dood uit kan opwek. Mag dit so wees as dit God se wil is. Maar ek dink ons is so gefokus op selfs die goeie goeders dat ons ek het so 'n vrek nice quote gehoor van C.S. Lewis wat hy sê people are so busy pursuing the evangelism that they forget to pursue Christ. Yes. En dit is so mooi vir my gewees want ons raak so gefokus op die goeie nuus self, op die gospel self dat ons vergeet om na Christus toe te gaan. En ultimately wil ek daai vraag vra vir julle en vir ons hierso is soos wil jy wees? Wil jy die ou wees wat by Jesus kom en hy sê well done good and faithful servant? Of wil jy die ou wees wat daar kom en jy het al hierdie amazing goed gedoen en presies wat die woord sê hulle gaan kom en hulle sê Here, maar het ons nie getuig in U naam nie, het ons nie demone uitgedryf in U naam nie, het ons nie siekes gesond gemaak in U naam nie en hy sê depart soos
vertrek van my, ek ken jou. Ja. Soos, selfs die gospel is 'n struik vir party mense. Want ons is so gefokus om die werk te doen dat ons vergeet van die kruis. En mag ons net nader aan Jesus beweeg en uit daai 'n natuurlike uitvloei het na al die ander goeders toe wat hy gesê het. Want ons is so gefokus op, ek wil in tale praat, ek wil profeteer, ek wil dit, ek wil dat. En soos hy ou, weet jy wie Jesus? En ek like dit om te sê ek doen, maar hoe meer ek hieroor gesels, hoe meer dink ek soos dalk mis jy ook die punt. Ja. Verstaan, dalk. Ja, voor jy kan leegmaak, moet jy eers volmaak. Jy kan nie wel uitgaan en jou koppie laat oorvloei as niks is om van oor te vloei nie. Gaan na die source toe. Ja. Maak. Dis hoekom ons het 'n pastoor by die kerk, hy's nou by 'n ander gemeente, een van ons ander Shalom gemeentes, waar hy het altyd gesê, jou worship tyd is jou selfsugtige tyd met Jesus. Maak nie saak wat om jou aangaan nie, dit is jou tyd met Jesus. Jy moet volraak, jy moet jouself volmaak, voor jy kan uitgaan en ander volmaak, voor jy kan uitgaan en deel wat aan jou geopenbaar is. Maak jouself vol. Want jy kan nie wel leeg maak as daar niks is om leeg te maak nie. Ja. So maak self vol. Wees partykeer bietjie selfsugtig, worry net oor jouself partykeer. Maak jouself vol en van daar af gaan jy uit en jy draai ander vol maak, jy versprei die nuus, want dan is daar van om te gee. So niks is om te gee nie, kan jy niks gee nie. Maar ek dink dis die ding, soos dis die irony, die ironie van dit is. As jy by Jesus se voete is die hele tyd, dan gaan jy outomaties oorvloei. Jy gaan onopsetlik uitgaan en mense se lewens aanraak. En dit is soos, as jy lees oor, en ons sal afsluit met hierdie gedagte, maar as jy lees soos van Paulus, Petrus, wat op 'n stuk loop hulle net en hulle skaduwee is, raak aan mense en dit genees hulle. Verstaan jy, hulle was nie daar om mense te genees nie. Ja. Hulle was so vol van Jesus, want hulle was so gefokus op hom, dat hulle doen en late mense verander het. Dat hulle nie eens meer opsetlik hoef te gepreek het, hoef te geheal het nie, hoef te gedit het nie. Ja. Verstaan, hulle oë was so gerig op Jesus, dat Jesus fisies deur hulle gebloei het. Dink aan. Dis so insane. Wat is die punt van die gospel? Wat is die punt van die gospel? En ek vra julle, soos ernstig, ek is soos moet wat want soos moet ons moet eers eintlik by Jesus wees. Dis die hele ding, ek wil laaste ding, sorry julle, ons ren nou nie, maar Martha en Maria, Jesus keer by hulle. Ek dink is Martha wat by sy voete sit. Ek kan verkeerd wees. Help my as ek verkeerd is, as ek hulle nou omraal. Maar Martha, dink ek, sit by Jesus se voete. Maria maak heeltyd huis skoon en dra goed aan en sy's net soos, hoekom? Na ruk sê sy vir Martha, hoekom help jy my nie? Ons moet vir hom bedien. Ja. En Jesus is soos, nee. Jy moet ook hier op jou voete sit by my. Ek het gister ook van dit in self Ja. Cool hoe alles so by mekaar kom. Hey ou, een gees. Ons is net deel van die liggaam onder die hoof Jesus Christus. Ja. Dieselfde boodskap moet deur die liggaam vloei. En ek dink dit is wat Jesus nou doen. Hy roep mense na hom toe. Hy sê kom net na my toe. Dis al wat ek nou wil hê is kom na my toe. Ja. Kom na Sit my by toe. voete. Kom na my toe. Maak seker jou lampie is vol, want ek is naby. Jou lampie moet vol wees. En jy moet reg wees vir my koms. Kom na my toe. Ja, Jessie, nice ou. Ek voel gestig. Ja. Cool, wil jy nog iets sê? Nee, wat? Kom sluit hom maar af julle. Dankie dat julle ingeskakel het. Ons sien julle in die volgende episode. Totsiens.